Goeiemiddag familie, vriende. Baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid vanmiddag in ongewone tye. Die afgelope jaar en 'n half was ons getref deur hierdie pandemietyd waarin ons is en ons moes geleer het om dinge op ander maniere te doen. En veral het ek het besef wanneer ons afskeid moet neem van 'n geliefde, hoe dit ons dan raak. Want dit is 'n geleentheid wat familie en vriende bymekaar kom. Dat ons graag aan mekaar wil vat, dat ons graag vir mekaar 'n druk wil gee. Vir mekaar wil sê ons is saam met mekaar. En nou word ons dit nie toegelaat nie. Ons moet uit mekaar uit sit. Ons kom op ander maniere by mekaar. Ons mag net 50 wees. Maar ons is dankbaar vir tegnologie en dat ons by baie mense ook by die geleentheid ingeskakel is vandag. En u is ook welkom. En baie dankie dat u hier is om die besonder so vir Cyril as gesin by te staan, te ondersteun en net daar te wees vir hulle. Cyril van my kant af, Kobus, Janrik en Amonai en klein Janrik, Leandri, Charlotte, Adolf, van die Christine en ook so vir Robert wat nie kan wees nie. Is verseker dat ons in hierdie tyd aan julle dink, dat ons vir julle sal bid. En mag jy ook ervaar dat die Here wat beskik oor ons lewe, in wie se hande ons tye is, met julle sal wees. Saam met julle die pad sal stap en vir elkeen sal gee wat ons nodig het, ook in hierdie tyd van hartseer. Vir Kobus oor jare geken, my kinders en sy kinders is so amper by mekaar en ons het langs die sportveld gestaan, ons het op die paviljoene gesit en dan kan ek sommer terugdink aan soveel praatjies wat ons saam met mekaar gehad het. Maar wat uitgestaan het van Kobus, en ek gaan sommer 'n paar goedjies uitlig, is sy hart natuurlik vir kinders. Sy hart wat uitgegaan het na so baie kinders en wat hy vir so baie ander kinders ook 'n pa-figuur was. Ek sien vandag van hulle wat ook hier is en ons is hier vandag om ook vir die Here dankie te sê vir dit wat hy in ons lewens ingebou het, vir die pa wat hy nie net vir sy kinders was nie, maar vir so baie ander kinders. Gister praat ek so 'n bietjie daar by Cyril en ek vra vir hulle, wat is daar wat julle kan onthou van Kobus, wat het julle bygehou? En hulle as kinders wat gesê het, ons pa het gelewe vir ons. Ons pa was daar. Hy was langs die sportveld. Hy het saam met ons dinge gedoen. En daar was nie 'n oomblik wat verbygegaan het wat hy nie daar was nie. Kosbare tye saam met hom as pa. Ek het gehoor by sy swaar by Pieter wat sê hy was nie vir hom 'n swaar nie, maar hy was vir my broer. En ek dink vir baie van ons wat vandag hier is as vriende van hom, was hy nie 'n vriend nie, maar was hy ook vir ons soos 'n broer. Iemand anders het ook gesê, hy was nie hulle makelaar nie, maar hy was vir hulle 'n vriend, soos 'n broer. Hy het sy gesin eerste gestel, Sarah wat ook gister het uitdruklik gesê het ook, dit het vir hulle altyd gegaan, vir hom gegaan oor hulle. Hy sou homself ingedoen het, hy sou altyd die beste vir hulle as 'n sin wou gehad het, hy het 'n omgee hart gehad. Wie was dit wat gesê het ook, hy het altyd iets in iemand raak gesien, wat ander mense dalk nie raak gesien het nie. Hy het potensiaal in ander mense raak gesien, hy het potensiaal in kinders se lewens raak gesien. Ek dink ek het hier in die briefie ook gelees, Kobus was ook iemand wat altyd 'n plan gehad het. Ek wonder of ek dit kan vertel. Gister vertel hulle nou ook vir my van Kobus, wat op die internet of op Facebook gesien het, hier is 'n nuwe ding, is 'n pakket wat jy kan koop, met linne en al hierdie dinge, wat hy nou sommer by die bedshop gaan verkoop en gaan bemark. Verskriklik opgewonde, bestel het uit oorsee uit. En hy kry die nommer, hy kan dit nou gaan haal, by 'n pepstores dink ek dink hy sal klaar iets gesê het. Hy kom daar, hy stuur eintlik vir Kobus om dit te gaan haal, maar hy ry met trokkie, want dit is 'n groot container wat hy moet oplaai. Kobus stap uit met so 'n pakkie in sy hande. Hy dink dis dit die dokumente wat vir hulle beskryf wat alles in hierdie container aangaan. Maak dit toe nou maar oop, en toe is dit net so 'n badkamermaatjie. Maar Kobus se planne het hy opgeraak. Hy sou weer 'n plan gemaak het met daardie badkamermaatjie ook. Het gister gesê,
dit was my eintlik so mooi, Kobus wat gehou het van om foto's te neem. Wanneer hy foto's geneem het, dan sou hy daarvan gepraat het as Jesus se briefies aan ons. Die natuur daar buitekant, die natuurskoon, is God se briewe aan ons. Kobus was 'n diep mens. Kobus het 'n pad saam met die Here ook gestap en het sy afhanklikheid van die Here ook besef. Die laaste besoek wat ek aan hom kon gaan gee het in die intensiewe eenheid, het hy regop op sy bed gesit, gesmag na asem met die Bybel langs hom. En het net weer gesê, hoe dankbaar moet ons wees vir die lewe en vir ons mense wat ons saam met ons het. Mag ons Kobus se herinneringe koester, Sarah. Daar is soveel mooi foto's en ons gaan net ook daarna kyk. En 'n foto praat iets met ons. 'n Foto herinner ons aan mooi tye. En mag ons dit koester. As baie mooi briefies wat die kinders en familie geskryf het en u kan dit ook gaan lees as jy by die huis is. Ek wil graag die begrafnisbriefie nou aan die voorhou. Dokter, jy kan inkom, hier is 'n stoel nog hier voor. Dit is ons lewensstorie saam met jou, wat ons nooit sal laat gaan nie. Al is jy nou hier nie, wil ons net jy moet weet, jy bly altyd met ons in ons harte en in ons gedagtes. Ons sal jou stem, jou lag en jou raad vir ewig koester. Jou oseaan van liefde het geen einde geken nie. Daar was altyd plek vir nog 'n kind of nog 'n vriend in jou hartskamer. Jou grappies en jou kattekwaad sal ons nog vir vele kere laat skaterlag. Jy was altyd naby. Op jou kon ons staat maak. Gereed met 'n plan of 2 was jy daar om die pad saam met ons te stap. Desember vakansies by Sinsaf, visvang by Omritse Dam, koffie by die kantoor, 'n potjie darts by die huis, saam mekaar is waar ons die gelukkigste was. Die reuk van 'n braaivleisvuurtjie, scones en French toast sal ons altyd na jou verlang. Gereed met die kamera het jy gestaan om elke oomblik vas te vang. Dit laat jy ons nou met soveel herinneringe waaraan ons kan vasklip. Jy het saam met ons kinders gedroom en hulle geglo en hulle bemoedig. Hoe geseënd is ons nie om alreeds op aarde 'n engel geweef uit God se hand, ons man, pa en oupa te kon noem nie. Jy sal altyd ons liefling bly tot ons mekaar weer by die hemelpoort te kry. Al ons liefde, Sarah, Kobus Junior, Janrik, Leandri, Amonai, Janrik Junior, vriend, broer en 'n ouer. Iemand het gesê, solank as ons mekaar lief het, en ons daardie gevoel van liefde kan onthou, daardie liefde wat 'n Kobus uitgestort het in julle harte en in julle lewens. Solank as ons dit kan onthou, kan iemand doodgaan sonder om regtig weg te gaan. Al die liefde wat ons belewe het, al die kosbare tye wat ons ervaar het, is steeds by ons en saam met ons. So leef iemand voort in die harte van mense wat hy deur sy optrede geraak het. Kom ons bid. Ons hemelse Vader, ons word in hierdie middag hier stil voor U om daardeur ook te bely, U is ons rots, U is ons anker, U is die toevlug in ons lewe. Ons word stil voor U om te sê, Here, ons het U nodig. Ons kom na U toe om te vra, Here, wees ons naby, ook in hierdie tyd van hartseer. Ons aanbid U is die Skepper God, ons aanbid U is die een wat beskik oor ons lewe, die dag waarop ons gebore word, en ook wanneer U beskik om ons lewensboek hier op aarde toe te maak. Ja, Here, en vroeër die week was dit die dag wat U ook beskik het vir Kobus. Dankie dat sy tye in U hande was. Ons dankie vir die tyd wat U vir Kobus vir ons geleen het. Dankie vir die man en die pa en die broer en die seun en die vriend wat hy vir ons almal was. Dankie vir kosbare tye saam met hom wat ons altyd kan koester en wat ons met ons kan saamneem. Ja, Here, ons kom ook na U toe en ons vra,
Here, dat U deur die Gees vir ons sal troos en vir ons sal sterk in hierdie dag. Dat U met Sarah hulle as gesin en hulle as familie die pad sal stap. En dat hulle nooit alleen sal voel nie, maar U hand van troos en bemoediging elke dag sal ervaar. Seën ons saam wees in hierdie oomblikke. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Sarah het gevra dat ons sal luister na 'n lied wat ook vir Kobus na in die hart was, O Heer my God, en jy sal sien, hy was ook lief vir die konsertina, en kom ons, die woorde sal op die skerm wys, kom ons luister saam daarna. Kobus se gunsteling teksgedeelte was 1 Korintiërs 13. En Sarah het ook gevra dat ek vandag dan die boodskap uit 1 Korintiërs 13 vir u sal bring. Ken 'n gedeelte die liefde. En ek dink as ons terugkyk na Kobus se lewe en sommer na elke verhaal wat ek na geluister het, dan getuig dit daarvan dat hy daarna gestreef het om hierdie liefde wat die Here van ons vra, dat hy daarna gestreef het om dit uit te leef. Teenoor sy gesin, maar ook so teenoor almal wat oor sy pad gekom het. Hy het die sê ding ook gehad van dat elke mens het 'n storie. Daarom skryf jy nie mense af nie. Daar's 'n rede waarom mense op sekere maniere optree. Daar's 'n rede waarom mense dinge op sekere maniere doen. En dalk staan dit jou nie aan nie. Maar dit gee nie die reg om nie vir daardie mense om te gee en vir hulle lief te wees nie. Dit het Kobus gedoen. Kobus het die storie in elke mens se lewe raak gesien en tyd gehad vir sy medemens. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie.
het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galm en 'n simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit is nie groot praterig nie, dit is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak en dit hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor die onreg nie, maar dit verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit verdra alles. Dan so 'n bietjie verder aan staan daar ook, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ons net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Ek wil begin om die vraag te vra waarom of hoekom. Die vraag waarom, liewe familie en vriende, die vraag hoekom is 'n vraag wat baie keer in ons gedagtes opkom. Miskien die afgelope jaar en 'n half, meer as ooit tevore, het ons die vraag gevra, waarom? En die vraag waarom en die vraag hoekom is vrae waarmee ons miskien elke dag in ons lewe of van tyd tot tyd mee worstel. Wanneer dinge vir ons uitwerk in die lewe, wanneer dinge vir ons mooi verloop, dan vra ons minder waarom en hoekom. Maar dit is wanneer ons die moeilike kant van die lewe beleef, wanneer die swaar kant van die lewe ons tref, wanneer ons deur hartseer gaan, wanneer ons deur krisistye gaan, ja, wanneer ons moet afskeid neem van 'n man, 'n pa, 'n seun, 'n broer, 'n vriend, op die ouderdom van 55, 56 jaar, is dan wanneer ons vra waarom. Here, Kobus kon nog soveel beteken het. Kobus het nog soveel gehad om vir homself te gee, vir sy gesin, vir 'n kleinkind. Waarom, Here? Hoekom moes dit op so 'n manier gebeur? Dalk is daar ander dinge wat u lewe ook tref en getref vir die afgelope tyd, wat u ook dalk vandag wil vra, maar waarom, Here? Eergister het ek ook 'n diens gehad en ek het die beeld gebruik van dat ons lewe is soos 'n legkaart. En dikwels sit ons met 'n klompie stukkies van ons lewe in ons hande, van hierdie legkaart wat voor ons uitgelê is, en ons wonder baie keer, maar waar pas al die stukkies van hierdie legkaart in ons lewe? Ja, die goeie stukkies van die lewe, die vrolike tye, die opgewonde tye, dit weet ons. En ons kan sien waar pas dit in my lewensverhaal. Maar as daar ander stukkies van die legkaart van my lewe wat ek net wonder en wil vra, my Here, ek verstaan nie. Ek sit met hierdie stukkies van die legkaart in my hand vandag en ek wil vir u vra, Here, waarom? Hoekom? Hoekom hierdie stukkie van die legkaart in my lewe? Waar moet dit inpas? Hoe pas 'n Kobus se dood in my lewensverhaal in? Ons weet wat dit is om te vra waarom. Miskien wil ons saam met Paulus in 1 Korintiërs 13 ook sê, Here, ons kyk in 'n dowwe spieël en ons sien net 'n raaiselagtige beeld, ons sien 'n raaiselagtige prentjie, ons sien 'n lewensverhaal wat ons nie verstaan nie. Ja, Here, ons verstaan maar nog net gedeeltelik. En daarom vra ons, waarom, Here? Tog, sê tannie Christine, julle as kinders, en as broer, en as suster, elkeen van ons, los die Here ons nie met ons hoekoms en waaroms nie.
En 2 dae terug het ek ook vir die familie gesê, ek het ook nie die antwoorde op hierdie hoekoms en die waaroms in ons lewe nie. En ek sit saam met u ook vandag, en ek kyk na hierdie legkaart, en ek wil saam met u ook vra, ons wonder, waar gaan hierdie stukkie inpas in ons lewens? En dis my plek om vandag vir u te probeer antwoord, die waaroms en die hoekoms nie. Maar daar's iets anders waarin ons kan vashou. En die Here kom gee vir ons in 1 Korintiërs 13, wat vir Kobus ook so kosbaar en spesiaal was, kom gee vir ons 3 gawes. 3 gawes waarin ons kan vashou, ook in ons hoekoms en in ons waarom tye. 3 gawes wat hy vir ons gee om ons te help, om ons hoekoms en ons waaroms te verwerk. Hy gee vir ons geloof, hy gee vir ons hoop, en hy gee vir ons liefde. En in kort wil ek hierdie 3 gawes met u deel. Die gawe van geloof wat God vir ons gee. Geloof, liewe familie en vriende, gaan oor wat glo ons van God. Die Hebreërskrywer sê geloof is om seker te wees van die dinge wat ek hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ek nie sien nie. Daarom kan ons ook sê, in die tye van ons hoekoms en ons waaroms, in die tye wat ons eintlik 'n raaiselagtige beeldheid voor ons sien, in die tye wat ons wonder, maar hoe gaan ek vorentoe gaan? Is dit God wat kom en sê, maar geloof is om te glo dat God is by my, al beleef ek dat God ver is. Geloof is om te glo, God is by my en God is met my en God is vir my, al ervaar ek dat God nie antwoord nie. Al ervaar ek dat ek bid en God antwoord nie my gebede nie. Geloof is om te weet, God vergesel my. God is by my as ek vanaand daardie kamer deur toemaak. Geloof is om te weet dat God my raak sien in my hartseer, dat God my raak sien in my vrae, dat God my raak sien in my verlange. Geloof is om te weet God hou my vas in 'n tyd wat ek sukkel om aan hom vas te hou. Gaan lees dit, sê dan in Jesaja 41. Is dit so kosbaar as die Here vir sy kinders sê in 'n tyd wat hulle sukkel om aan hom vas te hou, kom hy en hy sê vir hulle, maar ek hou julle vas. En soos ons elkeen in ons hoekoms en ons waaroms in God se greep, in tye wat ons self sukkel om te glo, sê hy vir ons, ek hou jou vas. Geloof is om te glo dat elke haar op my kop is getel. Geloof is om te glo dat God weet selfs van iets wat so nietig is soos 'n mossie, as hy op die grond val, dan weet God daarvan. En God gee ons hierdie gawe van geloof om ons te dra in tye van hartseer, om ons te dra wanneer ons hoekoms en waaroms het. Daarom kan ons saam met Habakuk ook sê, Here, al sou die vye boom nie bot nie, en al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, Here, al sou die olyfoes misluk, en Here, al is daar geen beeste in die beeskraalde nie, al het ek my hoekoms en waaroms, Here, nogtans sal ek jubel en juig in U wat my Here is, want U gee my krag. Geloof is om te weet, as God vir my is daar niks wat teen my kan wees nie. Is daar niks wat gaan keer dat God sy plan vir my lewe sal waarmaak nie. Daarom sê Paulus ook, geen dood of lewe, of bose magte of kragte, of hoogte of diepte, teenswoordige of toekomstige dinge, kan my skei van die liefde van die Here. God gee vir ons die gawe van geloof, om vir ons te sê, ek is by jou. Ek is saam met jou. Ek is met jou. En ek sê jou bring soos vir 'n Thomas ook weer om te sê, my Here en my God. 'n Tweede gawe, wat die Here vir ons gee om ons te help in ons tye van hartseer, is hoop.
Petrus skryf in 1 Petrus 1, hy sê, op grond van Jesus Christus wat uit die dood uit opgewek is, deur ons geloof daarin, het ons 'n lewende hoop. Het ons 'n lewende hoop op 'n erfenis wat vir ons veilige bewaring gehou word. En daarom kan ons ook vandag sê, hierdie hoop wat ons het, hierdie hoop wat God self vir ons in bewaring hou, die ewige lewe, het vir Kobus aangebreek. Weet die familie, vriende, Sarah, ek weet nie was dit toe ons saam gesels het nie, maar iemand gesê, is dit nie interessant, dat ons as mens so geheg raak aan die lewe, en tog wens ons almal dat ons hemel toe kan gaan. En wanneer dit vir iemand aanbreek, dan wil ons eintlik daardie persoon terugbring. En dit is natuurlik, en dit mag so wees, want God leen ons vir mekaar. Maar op die ou end is ons bestem vir daardie erfenis, daardie hoop wat God vir ons gegee het. En al is ons hartseer, was dit so kosbaar dat Sarah hulle kon sê, maar ons gun dit. Gun dit vir my man, ons gun dit vir ons pa, wat swaar gekry het. Daardie lewende hoop waarin hy vasgehou het vir hom aangebreek. En so Sarah en kinders, dan die Christine en ons broer en ons sussie, en elkeen van ons. Dis ook waarin ons vashou in hierdie lewe, dat daardie hoop word vir ons veilig bewaar. En dit wat in my gebeur tussen nou en wanneer die ewige lewe vir my aanbreek, vergesel God my. Niks gaan keer dat ek ook daar sal kan uitkom nie. Dis die hoop wat God vir my gee. Dat hy jou ook verder gaan vergesel. Ook op hierdie lewenspad vorentoe. Ook waar jy wonder, maar hoe gaan dit wees? Hoe gaan dit wees sonder my man? Hoe gaan dit wees sonder ons pa? Hoe gaan dit wees sonder my seun en my broer? En 'n swaar en 'n vriend? Is dit God wat sê, ek het vir jou lewende hoop, dat ek jou veilig gaan bewaar, dat ek saam met jou gaan stap, elke tree, sodat jy ook die ewige erfenis kan ontvang. God gee vir ons geloof, hy gee vir ons hoop in ons hartseer, en hy gee ook vir ons liefde. En so kom Paulus, en hy kom sê vir ons hoe daardie liefde lyk. Hy sê dis 'n liefde wat vriendelik moet wees, dis 'n liefde wat die boekhou van kwaad nie, dis 'n liefde wat omgee, wat geduldig is, wat verdraagsaam is. En eintlik wanneer ons kyk na 1 Korintiërs 13 se liefde, dan eintlik agter dit kan ons die beeld van die Here Jesus sien. So lyk Jesus se liefde vir ons. 'n Onvoorwaardelike liefde, 'n ten spyte van liefde, 'n liefde wat homself oorgegee het vir ons. En so sê die Here, wil hy hê, moet ons liefde vir mekaar wees. Want Jesus het geweet, daardie liefde ondersteun, daardie liefde bemoedig, daardie liefde dra mekaar. En dis hoekom ons vandag hier is. God het ons ook die gawe gegee van liefde, van omgee vir mekaar. En mag ons so vir Sarah en haar gesin en dan die Christine as familie ondersteun. En hulle dra en vir hulle omgee met die liefde van die Here Jesus. Want dis Jesus se liefde wat ons dra. Dis sy liefde wat ons versterk. Dis sy liefde wat ons bemoedig. Dis sy liefde wat ons herinner elke dag daarvan dat ons behoort. En mag ons daardie liefde elke dag teenoor mekaar ook uitlewe. In die tye wat ons hoekoms en waaroms het. Sodat ons op so 'n manier ook kan ervaar dat God saam met ons is. Dat hy by ons is en met ons is. Sarah, met Janrik en Amonai en klein Janrik, Kosie, Leandri, dan die Christine, Adolf, dan die Charlotte, en ook so, julle ander broer wat vandag nie hier kan wees nie, vir Robert, en nie elkeen van ons. Mag ons vandag weet, dat die Here ons raak sien in ons hoekoms en ons waaroms.
Hy het vir Kobus raak gesien in sy lewe. In Kobus se lewe het God sy pad saam met hom gestap. Was God sy hoop in sy lewe. En dis dieselfde Here wat ons vandag ook raak sien. Dis dieselfde Here wat vandag weet wat het ons nodig. En deur sy Gees sal hy ons weer sterk in ons geloof, om te weet hy is by ons en met ons. Hy sal ons opnuut weer sterk in 'n lewende hoop, dat hy verder met ons ook sal wees en ons veilig sal bewaar. En mag ons sy liefde beleef in ons lewens. En mag ons sy liefde ook teenoor mekaar gaan uitleef. Amen. Ons Here, dankie dat U ons nie gelos het in ons hartseer nie. Dankie dat U ons nie vergeet in tye wat ons vra hoekom en waarom nie. Maar dankie dat ons vandag kan weet, Here, U het ook vir ons 3 gawes gegee, die gawe van geloof, van hoop en van liefde. En so is dit my gebed, Here, vir Sarah as gesin en as familie, dat U vir hulle sal dra, dat U vir hulle sal sterk opnuut weer in hulle geloof. Dat hulle sal weet, in daardie tye wat hulle alleen voel, dat U by hulle is. In daardie tye, Here, wat hulle voel, hulle weet nie hoe vorentoe te gaan nie, dat U vir hulle genoeg sal wees, dat U vir hulle sal seën met moed en met krag en met perspektief. Ek bid, Here, dat hulle sal weet, dat hulle hoop in U kan vestig, dat hulle hoop kan hê op môre, op die toekoms, omdat U ook verder met hulle sal wees. Ek bid, Here, dat hulle U liefde sal belewe, ook deur hulle vriende en deur familie se omgee vir mekaar. Help vir ons, Here, dat ons in hierdie moeilike tye waarin ons is, sal uitreik na mekaar. Mekaar sal bemoedig, mekaar sal ondersteun en vir mekaar lief sal wees met die liefde van ons Here Jesus. Dankie, Here, vir Kobus se lewe. Dankie vir sy liefde wat hy onvoorwaardelik uitgestort het op sy gesin en vir elkeen wat oor sy pad gekom het. Dankie, Here, dat U sy lewende hoop was. En dankie dat U U liefde aan hom ook bewys het, deurdat U U lewe vir hom gegee het en die ewige lewe vir hom moontlik gemaak het. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek gaan namens die familie enkele bedankings doen. Daarna gaan ek 'n stukkie van 'n formulier vir u lees. En dan gaan ons kyk na 'n paar mooi foto's van Kobus saam met sy familie en saam met vriende. En dan gaan ek spontaan die seën uitspreek, of 'n seënbede doen. En dan is jy almal baie welkom om ietsie te kry om te eet en te drink. Jy kan hier lekker staan, hier in die saal langsaan, en ons sal dan 'n bietjie langer slideshow vir die wys van ander foto's ook van Kobus saam met sy gesin en sy familie. Namens die familie, baie dankie aan Hoogland Medikliniek en sy personeel by ICU. Baie dankie aan al die dokters vir al die moeite wat hulle gedoen het die tyd wat Kobus baie siek was en ook oor jare vir julle daar wees vir hulle as familie. Vir almal wat kos gebring het, blomme, al die boodskappe wat jy gestuur het. Dalk sal jy miskien ook sien, dit gebeur dat daar so baie boodskappe is dat hulle nie eers by almal kan uitkom nie, maar wees verseker dat hulle waardering het vir elkeen se boodskap en met tyd sal hulle terugreageer ook op die boodskappe. Karel, vir jou baie dankie, jou en jou gesin vir dit wat julle ook voorberei het vir ons vir na die tyd. Aan Afpop, baie dankie vir hulle reëlings ook met die verassing en die druk van die blaadjie. Aan Lisel en Johan, baie dankie vir julle wat ook die slideshow vir hulle voorberei het as familie en dan ook vir die video wat julle vandag vir hulle maak. Aan Cosmos Hart vir die blomme, aan CTK vir die geriewe wat ons vandag kan gebruik
En dan vir een en elkeen wat vandag hier is. En vir u wat ingeskakel is op Facebook, baie dankie dat u teenwoordig is vandag, ingeskakel is. En vir dit wat u vir hulle as familie beteken het. En in die besonder vir Kobus oor jare. Geliefdes, ons Hemelse Vader het dit beskik, dat Kobus ook deur die dood van ons weggeneem is. En wel sy dood vir ons 'n groot verlies is, waardeur ons ook diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig, en dat hy ons met sy liefde en sy krag sal bystaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding, en ek is die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Daarom tree ons wel, maar nie soos mense, wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige op tot bekering, en ons as sy kinders roep hy op tot 'n nuwe toewyding aan hom. Ons kan vandag saam met Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan God die eer vir die lewe van Kobus. Nooit maklik nie, my woorde lê ver, maar ek wil dit sê, so ek skryf 'n song van my dad. Soms is dit moeilik om die woorde te sê, so ek skryf 'n song wat sê hoe baie lief ek hom het, en my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk, en so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Al lê 'n donker wolk oor hy berg, weet ek, die son skyn altyd helder by dad. En al breek 'n storm los oor die see, weet ek, my pa sal altyd daar vir my wees. En my ster is nie ver, want my hel is my dad, hou my sterk, en so ek skryf dit in 'n song vir my dad. Every time I try to make it on my own, every time I try to stand, start to fall, and all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found. I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been or where I'm going, even when I didn't know it or couldn't see it, there was Jesus. For this man who needs amazing kind of for forgiveness and a price I couldn't pay.
foundations have been shaken. When I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking. You still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard. And though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me. Ons het geluister, sy sing, Here, al word my lewe geskit, sal U steeds heers en ons God wees. Mag dit julle belydenis wees, Sarah. Al is julle lewe geskit, dat God steeds julle God is en heers oor julle lewe. Ek bid nou, Here, dat U vir hulle as familie, as gesin sal seën en sal beskerm. Ek bid dat U tot hulle redding sal verskyn, hulle genadig sal wees. En ek bid dat U aan hulle U vrede sal gee. En dat hulle belydenis sal wees. U is ons God. U heer steeds oor ons lewens. Amen. U is baie welkom om daar ietsie vir te kry en dan kan ons hier so in die saal saam met mekaar kuier.